Goeiemôre geliefdes. Hierdie nuwe dag is 'n gawe uit die hand van ons Heer. Die son wat opkom is omdat God dit so bepaal het en daarmee herinner dit ons dat sy genade elke oggend nuut is en dat sy trou nooit ophou nie. Mag ons harte oop wees om sy stem te hoor en ons lewens bereid om sy wil te doen. Kom ons word stil, kom ons haal diep asem en onthou, voordat ons enigiets doen, is God reeds daar. Hy wag op ons, hy nooi ons uit om deel van hom te wees. Hy dra ons, hy is om ons, hy is vir ons, hy is in ons. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om sy liefde te leef en sy lig deur ons te laat skyn, soos wat die son opkom oor almal van ons. Geliefdes, ek is Dr. Pieter Boysen van die JCR-MTS familie in die Oosrand. As jy met my in verbinding wil tree, my nommer is 068-577-9817. Maar voordat ons verder gaan, kom ons word net eers stil voor ons Hemelse Vader. Abba Vader Heer, Vader, wat 'n wonderlike voorreg en eer is dit nie om vanoggend weer te kon wakker word op hierdie pragtige nuwe dag. Vader, seën die woord wat ons nou gaan uitspreek vanmôre. Seën die aanhoorder van dit. Vader, verheerlik u woord in ons. Gee dat ons geleef soos wat u dit wil. Dat ons hierdie dinge van die wêreld sal agterlaat en net op u sal fokus. Vader, waar daar seer is, waar daar hartseer is, waar daar genesing nodig is, hou u hand oor hulle asseblief, my Heer. Vader, laat u wil in alles geskied. Aan u kom toe die lof, die eer, die aanbidding en al die seën. My Heer, aan u alleen wil ek getrou bly. En u alleen wil ek bly glo. In Jesus se kosbare naam. Amen. Geliefdes, deel 2 van die wapenrusting van God. Nou, ons het gekyk die vorige een. Net nou so bietjie. Kom ons begin vandag. Efesiërs 6 vers 14. Staan dan vas, julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan. Onthou julle die 3 redes hoekom ons God se wapenrusting moet aantrek? Identiteit. Wanneer ons dan in 'n oorlog staan ons in die autoriteit en identiteit van ons koning Jesus Christus. Selfvertroue. Wanneer ons God se wapenrusting aantrek, dan ontwikkel ons die moed en die vrymoedigheid. En derdens, standvastigheid. God wil sien dat sy kinders opstaan en staande bly, geliefdes. Nou hierdie gordel van waarheid is nie net 'n stukkie leer wat ons om ons lyf vasmaak, om ons broeke op te hou nie. Maar die gordel van waarheid gee vir ons die vermoë om staande te bly. Die waarheid gee ons die moed om standpunt in te neem vir wat reg is en te staan daarop. Die gordel van waarheid word baie keer so in 'n verbygaan genoem, net om deur die wapenrusting te kom. Die waarheid is wat ons vry maak, geliefdes. Die waarheid word nie net gedra nie. Die waarheid word geken. Ken die waarheid en die waarheid sal jou vry maak. Ken jy die waarheid? Waar begin ons om die waarheid te soek in hierdie wêreld vol van leuns en misleidings? Die waarheid word ontdek in die woord van God. Die woord van God is die waarheid, die oorspronklike waarheid. Nie een of ander afgewaterde waarheid nie. Waarheid wat rein is en van God self kom. Nie een van hierdie sterkies bygevoeg of verbrokkeling nie. Die woord van God is die anker wat ons tot waarheid het.
soos julle nou kan sien, help dit ons trek hierdie wapenrusting in gebed aan in die oggend, maar leef die res van die dag sonder waarheid nie. Waarheid is iets wat ons deur die dag moet beoefen. Matthew Henry verduidelik in sy kommentaar dat die gordel ook aan al die dele verbind is en dat dit verbind moet word. En sodoende moet alles deur die gordel bymekaar gehou word. Alles in ons geestelike lewe word vasgebind deur die waarheid. En daarom word dit dan die eerste wapenrusting wat Paulus in die Efesiërs vir ons noem. Die gedagte aan absolute waarheid is onafskeidbaar van die lewe van Jesus Christus en van die Bybel. Want jy sien, sonder die Bybel en sonder Jesus in ons lewens, kan ons nie die waarheid uitleef nie. Nou waarom gaan dit dan hier oor waarheid? Gaan dit om die waarheid te vertel wanneer jy gaan visvang het? Gaan dit om die waarheid te vertel wanneer mense vir jou moeilike vrae vra? Die waarheid gaan oor die evangelie van Jesus Christus. Daar was baie mense wat met verslae oor Jesus en sy kruisdood gekom het, wat baie mense mislei het, en sodoende het hulle die mense Jesus nie meer gevolg nie. Ons moet staande bly, deur die waarheid van die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Die Heilige Gees help ons om hierdie waarheid te identifiseer. Daar is baie stories daar buite wat reg klink, maar misleidend is. Bou jou lewe op die waarheid, die woord van God. Wanneer ons dan die volle wapenrusting aantrek, moet waarheid deel wees van jou leefstyl, by jou huis, by jou werk, in jou gemeenskap, waar ook al jy lewe. Geliefdes, Johannes 8 vers 31, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in die woord bly, is julle waarlik my disippels. Vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Johannes 17, vers 17, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Jy sien, geliefdes, sonder die waarheid kan ons nie die res van die wapenrusting aantrek nie. Want die waarheid maak ons vry. Die waarheid moet deel wees van ons volle wapenrusting. Ek sluit vir ons af. Hemelse Vader, ons aanbid U in waarheid en in gees. Vader, beklee ons vandag met die volle wapenrusting, sodat ons weerstand kan bied en staande kan bly teen die liste van die duiwel. In Jesus naam bind ek nou elke owerheid, elke mag, elke wêreldheerser van duisternis van hierdie eeu en elke bose mag in die lig wat vandag teen ons staan. Ek beveel elke bose mag om hulle werking onmiddellik te staak en beveel hulle in die naam van Jesus om na die voetbank van Jesus Christus te gaan. Ons omgord ons lende vandag met die gordel van waarheid. Ons trek die borswapen van geregtigheid aan, skoene van vrede aan ons voete, vir die bereidheid van vrede. Ons sit die skild van geloof op, waarmee ons die vurige pyle van die bose kan uitblus. Ons trek die helm van verlossing aan. Ons neem die swaard van die Gees, die woord van God op. Vader, bo dit alles beklee ons vandag met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, soos opgeskryf staan in Kolossense 3 vers 14. Beklee julle dan met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Vader, gee aan ons die wysheid, die insig en verstand, om 'n goeie krygsman en vrou vir U te kan wees. Vader, ons onderwerp onsself aan U vandag, en ons weerstaan die duiwel, die Satan. Want in U woord is daar geskryf in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug.
Vader, ek bid dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Vader, ek wil die aanhoorder van hierdie boodskap seën en lewe oor hulle spreek. Eerstens kom ek teen enige bose mag, die prinsdom van duisternis, se planne van Satan die duiwel, om te vernietig, te steel en te verslind, dat dit sal sterf en geen effek sal hê nie. Vader, ons weet en glo dat daar nou lewe gespreek word oor hierdie persoon se gesondheid, sy huwelik, verhoudings, finansiële, sy besighede en geestelike lewe. Geliefdes, jy sal God se seën en beskerming ondervind. God seën en behoed jou. God laat sy aangesig oor jou skyn en verhef sy gesig oor jou en gee jou vrede. Amen en amen.